Ek wil begin deur een herinnering wat ek het, van toe ek nog op skool was. Op daai stadium het ek geweet van God, ek weet dat hy bestaan, maar dis ook maar alles uit kerklike toegang en die geleentheid om te mag leer van hom. Jesus, dit is wat ons geleer het, het liewe Jesus en al sulke dinge. Ek was dink ek standaard 9 en ons het op 'n plot gebly. My kamer was actually die sitkamer van die huis, soos 'n groot vertrek gewees. Ek wonder hoekom het ek daar, seker maar die huis maar net, ek dink hy het 3 slaapkamers gehad, ek weet nou regtig nie hoekom het ek daar gebly nie. Maar wat gebeur is, een van die liggies is so teen die muur met die ligskakelaartjie net onder hom. En my bed het direk onder hom geskuif gestaan. So met ander woorde, ek kon rustig my hand uitreik en ek kon daai ligskakelaartjie aansit. Dan was daar lig vir my by my bed. En deel van die hele verhaal wat dit nou oor gaan, is net 'n beskrywing van hoe die mat in die nag klink. Ek is iemand wat baie lig slaap, so as jy hoor iemand stap, dan kan jy op die mat gehoor het daai. En my ma het vir my baie keer kom nag sê of medisyne gebring of enigiets soos daai. En dan sal ek wakker word, ek sal vir haar die lig aansit, dat sy kan by my uitkom. Die een aand het ek gegaan en daar gaan lê, reg om te slaap. Ek het op 'n stadium gehoor, terwyl my oë so toe was. En die volgende oomblik maak ek my oë oop, en probeer ek sien, daar is so 'n tipe van 'n maandagskynsel. Met die wat ek die maandagskynsel, my oë dit probeer gewoond raak, sien ek niks nie. Nou probeer ek my oë rek, ek wil so 'n bietjie meer sien. En die ervaring op daai oomblik was, ek sien niks nie. Ek sien nie die gedaante van my ma of enigiets nie, ek sien net niks nie. En die tyd wat ek voel, hierso is drukking op die bed, so onderkant. Dit was soos jy kon duidelik voel as iemand wat besig is om te klim op die bed. Toe wil ek my hande uithaal en ek het natuurlik met my arms onder die beddegoed gelê. Toe wil ek my hande uithaal en die lig aansit wat ek wil kan sien, want ek sien niks op die oomblik. Ek sien nie enige gedaante voor my nie. Daai aand was vir my nogal, dit was een van die, as mens dit wil 'n nagmerrie noem dit 'n nagmerrie. Dit was 'n baie awkward situasie vir my. Want soos ek my arms probeer uithaal, kan ek nie, en ek het begin paniekerig raak. Ek wil gaan en ek wil net sien. Dit is al wat my hoofsaak was. Ek wil graag sien. En met die wat ek sukkel en skarrel, kan ek gevoel het hoe die bed al hoe swaarder raak, weerskante vir my, hoe die beddegoed oor my trek, dit my al hoe vaser druk, al hoe vaser maak, en ek het besef ek kan nie meer beweeg nie. Maar saam met daai drukking het ek begin hoor. Nou hoekom dit sal wees, weet ek nie. Ek meen op daai stadium het ek nie veel kennis van niks nie. Dit was vir my swaar, dit was vir my ongemaklik om dit te hanteer. Dit was vir my ongemaklik om te hanteer. Daai asemhaling in my gesig, wat ek kon duidelik voel, en is 'n growwe asemhaling. Ek probeer dit namaak. Kan nie dit doen nie. Dit was vir my rof. En op daai oomblik het ek gegaan en soos ek daar gelê het en verskrik, bang, senuweeagtig. Niks wat ek kan doen nie, ek kan nie beweeg nie, ek wil beweeg, maar ek kan nie. Dis dan net een ding wat ek kon doen. En ek het dit nooit van tevore gedoen nie. Ek het gegaan en my oë toe gegaan maak en net gesê, Jesus, help my. Dit is 3 woordjies.
Op daai stadium het ek nie besef, dit is 3 woordjies nie. Ek het toegemaak my oë en gesê, Jesus, help my. En soos ek hier staan en met julle praat, kan ek julle my ervaring deel. Ek het my oë toegemaak, Jesus help my. Ek het nie meer my oë oopgemaak. Ek het net weggeraak. Jesus help my, stop. Hy het die volgende oggend wakker geword. Nou, natuurlik rondom my gekyk, onder die bed gekyk, ek was oral. Maar niks nie. Dit kan 'n droom gewees het, kon 'n nagmerrie gewees het. Dit kan enige iets wees. Ek weet nie, ek weet nie, maar ek weet wel, dit was eg. Dit was so eg in my gedagtes, in my herinneringe op daai oomblik, dat ek kry vandag nog hoendervleis en rillings as ek deur dit gaan. So, was dit 'n droom? Wow. Dit wat ek uit dit uitgekry het, is 3 woorde. Jesus, help my. En my God was onmiddellik daar. Onmiddellik. Ek is seker uit sy hand op my oë gesit. Ek hoef nie verder te kyk nie. Hy het gegaan, en wat ook al daai probleme is daar, het hy gaan hanteer vir my. Ek het nie nodig gehad om dit te hanteer nie. Ek het nie nodig gehad om dit te hanteer nie. En dit het daai dag my lewe nader aan God gebring. Die besef dat ek net 3 woordjies kan spreek. Maar dit moet uit my hart uitkom. Dit moet met 'n koneksie kom na God toe. En hy was onmiddellik daar. Ek het nie nodig gehad om enige werk te verrig nie. Ek moes my net oorlaat. En dit was weg. En of dit 'n nagmerrie was, droom was, dit is weg. Wat ook al die situasie is, dis gehanteer. So, dit is iets wat ek graag wil onthou. Van daar af het ek gegaan en vir my kinders geleer daarvan as hulle bang is, as jy nie weer agter geraak. 3 woordjies, Jesus help my. Ek het dit begin vir ander mense vertel. 3 woordjies. Maar jy moet jou hart oopmaak vir God. Jy moet hom die geleentheid gee om by jou te kan wees, om daai onmiddellike koneksie te kan hê. Baie dankie dat julle geluister het. 'n Mooi dag vir julle. Bye.